Jy is ingeskakel op Live FM, die stasie met die goeie nuus en ag, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Dalk is jy reeds op vakansie, jy is geseënd, maar ons elkeen gaan darm een of ander tyd 'n beurt kry om te rus. En dalk is jy net besig om deur ons luistergebied te ry en jy hoor toevallig hierdie program, dan is jy op die regte stasie ingeskakel. Die stasie met die goeie nuus oor Jesus Christus, oor sy liefde vir jou, oor die feit dat hy vir jou planne het van voorspoed en vrede, om vir jou 'n toekoms te gee en 'n verwagting. So hierdie is 100.6 FM Kosh Area, 98.1 FM Potchefstroom, en dan kan jy ook aanlyn luister op www.livefm.co.za, enige plek in die wêreld. So waar jy jou ook al mag bevind, weet dat Jesus se goeie nuus saam met jou kan reis. Ek is pastoor Peter Kotse Orendaal en hierdie is ons program Lewe in Oorvloed. En ons is in die feesseisoen, en wat 'n voorreg om deel te wees van dit wat die Here mee besig is in mense se lewens. En ek praat vanoggend met iemand en sy sê, ja, hierdie was 'n verskriklike moeilike jaar, en ek moet sê, ek voel dit aan my eie lyf ook, dat ons het 'n jaar gehad met groot opwinding en lekker hoë pieke, en nou is ons 'n bietjie moeg van baie hardloop en baie goeders wat gebeur het. Maar hoe dit ook al sê, daai belofte wat die Here in sy woord gee, wat sê jong mense word moeg en mat, en die jong manne struikel en val selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En hierdie is die rede vir vandag se saamwees hier by Live FM. Dis die rede hoekom jy op hierdie geestelike radiostasie ingeskakel is, want die wêreld het baie maniere waarop hulle vir ons nuwe krag aanbied, is dit nie? Nog 'n breistablet, nog 'n vitamienepilletjie, nog 'n eksotiese vakansie, nog 'n ding wat jy kan koop, nog 'n partytjie iewers. Maar op die einde van die dag is al daai dinge klatergoud, en Jesus kom in sy woord en hy sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is. En ek dink, dis die twee woorde wat die meeste op mense se lippe is hierdie tyd van die jaar, nê? Is dat ons uitgeput voel en dat ons oorlaai voel. Een groep uitgeput met alles wat reeds gedoen is, en die ander groep steeds oorlaai met dit wat nog alles gedoen moet word, voordat 2026 se klok weer lui en ons hardloop van vooraf. En ek wil jou tog aanmoedig dat jy sal kies om bietjie stadiger te leef, want baie mense sê, ek het nie tyd nie. Die feit van die saak is, ons almal word toegedeel met presies dieselfde hoeveelheid tyd elke dag. En hoe jy daardie tyd gaan gebruik is jou keuse. So ek hoop dat jy hierdie tyd wat nou voor lê, saam met my, sommer net rustig gaan sit om God se woord. Ons gaan vandag praat oor autoriteit. Maar voor ons daar kom ons luister eers na hierdie lied van Dawn Venus, Hold You Tight, en daarna kuier ons verder. Ons kuier hier op Live FM, ons sien met die goeie nuus. As jy nou net ingeskakel het, baie dankie dat jy hierdie program kies om na te luister. Ek is pastoor Peter Kotse Orendaal en hierdie is ons program Lewe in Oorvloed. En ons gaan sommer begin by daardie vers vandag, maar voordat ons met die deur in die huis val, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te wees. Dankie Here dat u soveel platforms skep en soveel afsprake vir ons maak om by u uit te kom en u stem te hoor en u wil vir ons lewe te ken en te doen. Help ons Here met ook hierdie woord wat ons vandag met mekaar gaan deel, dat ons dit sal vat en in ons monde en in ons harte sal sit en dit deel van ons lewe sal maak, sodat ons geestelik sterk en weerbaar kan word. Dankie vir elkeen wat onder die geklank van my stem sit. En Here, dankie dat ons mag weet, u het gekom, sodat ons lewe kan hê en daardie lewe in oorvloed. Dis ons gebed in die naam van Jesus. Amen. So ek en jy gaan vandag gesels oor autoriteit, en ek weet nie of hoor jy daai woordjie tyd wat daarin is nie, en ek weet hy word anders gespel. Tyd is T-I-D, autoriteit is T-E-I-T, maar ons praat vandag oor autoriteit. En ek dink nie dat ons autoriteit kan vind by die Here as ons nie tyd by hom spandeer nie. Maar kom ons begin dan by die begin en ons lees daar in 2 Korintiërs 10 vandag, daarvan vers 3 af wat die volgende sê. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ek wil graag hierdie gedeelte vir jou in die Amplified Classic ook net vinnig voorhou, en dit sê, For thou we walk
and live in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons. En hoor jy wat sê die woord daar, dat die menslike wapens is swak wapens. En ongelukkig leer Hollywood en al die ander flieks vir ons, dat die dood is jou vyand, dis die finale vyand wat jou kom oorwin, en jou lewe kom steel, en is glad nie die waarheid nie. Ons weet dat wanneer mense met wapens kom, en inteendeel Jesus sê, moenie bang wees vir hom, wat die liggaam kan doodmaak, en daarna niks verder kan doen nie. Wees bang vir hom, wat die liggaam sowel as die siel in die ewige verderf kan werp. En nou wil ek sommer net hier stilstaan en vir jou vra, die manier waarop jy op die oomblik jou oorloof veg, en ag, ons weet mos waaroor gaan dit, daardie skinderveldtog, wat jy van jouself hoor, en hoe jy dan op Facebook gaan sit, ja wel, ek weet wat jy sê, en ek sal jou terugkry, dis 'n swak menslike wapen, daardie manier waarop ons partykeer met iemand beklei, of hom sleg sê, of bykom op 'n manier, is 'n swak menslike wapen, wat eintlik geen impak maak, gemeet aan die realiteit, dat ons geestelike wesens is nie, en daarom kom die woord, en dit maak nou nie saak of jy iemand nou hof toe vat, en om nou dagvaar, en of jy een of ander ding doen met jou invloed, en met jou mag nie, wat eintlik saak maak, is wat hier staan, dat die oorlog wat ons voer, is nie teen vlees en bloed nie. En daarom kan ons nie vleeslike wapens gebruik nie. En hoor wat dit in vers 4 sê, for the weapons of our warfare are not physical weapons of flesh and blood, but they are mighty before God, for the overthrow and destruction of strongholds. En ek wil graag met jou praat vandag oor hierdie vestings, wat ons partykeer so optel rondom ons, en ek lees dit weer vir jou in Afrikaans, hy sê, om die vestings neer te werp. En kind van God, ek wil vandag vir jou vra, wat se vestings het die vyand in jou lewe kom opwerp, in hierdie jaar van 2025. En wat is 'n vesting? 'n Vesting is iets waar agter die duiwel wegkruip. 'n Vesting, ons weet tog almal hoe werk oorlog, as jy nie, ek weet baie van die ouer mans was betrokke in oorloë, in die weermag, en die ander van ons wat nou nog nie so iets beleef het nie, het al sekerlik op televisie so iets gesien, hoe daar loopgrawe gegrou word, waarin die soldate wegkruip en skiet op die vyand, hoe daar panserwaans en goed gebruik word, wat ook maar 'n tipe vesting is, sodat jy nie gewond kan word nie, en die vyand kom, en hy kom plaas vestings binne in jou gedagtewêreld, wat maak dat jy hom nie sien nie, en dat hy jou keer op keer oorwin, en jou amper, die Engelse woord gebruik, ambush. So ons gaan eers na die vestings kyk, die vyand se werk identifiseer, en daarna vir onsself vra, en in die God se woord vind, hoe ons kan maak om hierdie vestings dan neer te werp. En hoor wat dit sê, dat ons verbreek die planne van die vyand, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte neem ons gevange tot gehoorsaamheid van Christus. So kom ons begin met die planne van die vyand. Ons weet dat Satan is die vader van leuns, en alles wat hy praat is of leuns of 'n halwe waarheid. Ons weet dat volgens Johannes 10 vers 10 het die dief gekom om te steel en te slag en te verwoes. En jy moet nooit onder die illusie wees dat hy sommer net gaan terugsit en los nie. Hy is diligent om elke dag jou lewe te laat ons. En dan weet ons, die woord leer vir ons, dat ons vyand, en hoor jy wat sê die woord, Satan is ons vyand. Ons vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy is nie 'n brullende leeu nie, Jesus is die brullende leeu, die leeu uit die stam van Juda, maar dit is wat Satan doen, hy gebruik 'n waarheid, en hy maak van dit 'n leuen, om homself te bevoordeel en om jou te vernietig. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En let daarop dat hy nie enige iemand kan verslind nie. Hy kan jou net verslind as jy hom nie sien kom, omdat hy agter een van sy skanse sit nie. So ons weet dat hy geslepe is. Jesus sê hy's 'n mensemoordenaar. En ek wil hê dat jy sal weet dat jy met 'n vyand te doen het wat selfs nie eers vir Jesus ontsien het nie.
Het jy gedink daai arrogansie wat hy het om na Jesus Christus self toe te kom in die woestyn, nadat Jesus vir 40 dae gevas het en sy liggaam swak was en hom kom versoek het. En daarom, kind van God, is jy nie gevrywaar van hierdie aanslag van die vyand nie. Maar dis goed om te weet, en ek lees dit weer vir jou, dat die wapens wat jy het, is nie vleeslik nie. Dis kragtig deur God om vestings neer te werp, om planne te verbreek, om skanse wat opgewerp word in die kennis van God, om te gooi en elke gedagte gevange te neem. So ons het nou gepraat oor die planne van die vyand, en ons weet dat die Here in sy woord vir ons leer in Jeremia 29:11, 12 en 13, en ek gaan dit vir jou aanhaal, waar God vir die volk sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan vir julle voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms en 'n verwagting gee. En julle sal tot my bid en ek sal julle verhoor. Dit is die planne wat God vir ons het, sodat dit met ons kan goed gaan. So as God vir ons planne het van voorspoed en nie teëspoed nie, beteken dit Satan se plan is teëspoed. Hy sê, God wil vir ons 'n toekoms gee en 'n verwagting. So Satan wil jou op 'n plek bring, waar jy nie meer kan sien vir die lewe nie, waar jy niks meer het om na te sien nie. En sien jy, nou begin ons die planne van die vyand identifiseer. Sy plan is dat jy aan depressie sal ly. Sy plan is dat jy met bitterheid in jou hart sal rondloop oor gister en die goed wat met jou gebeur het. Sy plan is dat jy sal vroeg oor môre. Sy plan is dat jy bekommerd sal lê in die nag, want die Here sê in sy woord, dat ons het nie nodig om bekommerd te wees oor enigiets nie. Ons kan al ons sorge op hom werp, want hy sorg vir ons. En sien jy hoe die woord elke keer die teendeel het van die plan van die vyand. En nou sê die woord, dat ons kan die planne van die vyand verbreek. En hoe gaan ons dit doen? Ons gaan nou by dit stil staan, en die woord gaan verder en dit sê, dan word daar skanse opgewerp teen die kennis van God. En baie mense dink dat God sit gereed om hulle te straf. Baie mense dink God is wreed. Hulle dink, en ek praat so baie keer met mense, dan sê hulle, ek is maar net 'n arme sondaar. Jy's nie 'n arme sondaar nie. As jy die dag jou hart en lewe vir die Here gegee het, dan word jy oorgekoop deur Jesus Christus se bloed uit die duisternis in sy wonderbare lig in. En daardie keuse is die keuse wat net jy kan maak, omdat jy op 'n plek kom waar jy begin besef dat die wapens van jou stryd is nie vleeslik nie. En kennis van God. Is kennis van God nie om elke geleentheid te gebruik om hom beter te leer ken nie. En hoe werp die vyand 'n skans op teen die kennis van God? Deur jou besig te maak met klomp goedjies. Jy is dalk besig om koek te bak vir die kerk. Jy is dalk besig om die gordyne reg te maak. Jy is miskien besig om vir ou mense groceries te gaan koop, of wat jy ook al doen, en ek sê nie dis verkeerd wat jy doen nie. Maar op die einde van die dag is daar een ding wat saak maak, kind van God, en dit is dat jy gereeld in die Here se teenwoordigheid sal gaan sit, sodat jou kennis van God kan verbreed. En as die vyand dit dan nie kan regkry dat die sonde doen nie, gaan hy dit regkry dat jou kennis van God verdun word, in die lig van dit wat jy sien elke dag, die lyding en die uitdagings rondom jou, en dan kom jy op 'n plek waar dinge nie meer so lekker uitwerk soos wat jy gehoop het nie. En nou kom die laaste gedeelte, en dit sê dat ons sal elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus Jesus. En kind van die Here, jy weet en ek weet dat dit eintlik die plek is waar dinge gebeur, is dit nie, in jou gedagtewêreld. Ons weet dat voordat iets by jou mond uitkom, is dit eers in jou gedagtes gevorm. Voordat 'n daad gebeur, het dit eers in jou gedagtes gebeur. En inteendeel, Jesus sê, wanneer 'n man na 'n vrou kyk om haar te begeer, het hy reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Sien jy daai gedagtes wat vir God so baie saak maak? En nou sê dit dat wanneer ons met hierdie geestelike wapens begin veg, dan kan ons op 'n plek kom waar ons elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En nou, kind van God, gaan ons gaan eers 'n kort musiekbreek moet vat, kort. Ons gaan luister na Sidewalk Prophets met You Love Me Anyway. En as ons dan terugkom van ons musiekbreek af, gaan ons bietjie gesels oor die gedagtes waarmee die vyand na ons toe kom. Daardie leuns wat ons so maklik as waarheid aanvaar. En wanneer jy hierdie ware autoriteit van Christus Jesus vat, en jy begin word, en jy is dit eintlik klaar, jy begin optree
in daardie autoriteit waar Jesus sê, kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal jou ooit skade doen nie, dan kom jy op 'n plek waar jy daardie wie op die Here wag kry nuwe krag, hulle vaar op soos met vleuels soos die van arende. Dan kom jy op 'n plek waar jy 'n arend se sig het, dat jy van bo af kyk na jou probleme en jy sien, weet jy wat, die vyand is besig om vir my te lieg. En as jy nie 'n faktor was nie, hoekom sou die vyand vir jou gekom het? Maar ons gaan eers 'n musiekbreek, wat onthou hierdie is Live FM, die stasie met die goeie nuus. Dalk het jy nodig dat iemand saam met jou luister vandag, WhatsApp hulle gerus, of dalk wil jy saamgesels hier in die studio, 0666917, stuur gerus 'n WhatsApp. Ons luister na hierdie een, You Love Me Anyway, ons is nou terug. Hierdie is ons program Lewe in Oorvloed, ek is pastoor Petrus Kotse Odendaal, en wat 'n voorreg om saam met jou te kuier vandag hier op Live FM, die stasie met die goeie nuus. 100.6 FM Kosh area, 98.1 FM Potchefstroom en wêreldwyd op die web www.livefm.co.za. Onthou dat jy ons kan WhatsApp hier in die studio 066-516-6917, sal lekker wees om 'n boodskap van jou te kry. En dan in die begin van hierdie segment wil ek net weer vir almal herinner wat luister, dat ek dan ook 'n Bybelstudie groep het wat ek nie elke dag iets plaas nie, maar soos die Heilige Gees my iets gee, partykeer in die oggend, partykeer in die middag, partykeer in die aand, dan plaas ek dit daarop en is verstommend om te sien hoe dit altyd raakslaan en hoe die Here altyd 'n woord het vir iemand of vir 'n hele groep wat op daardie groepe is. Die eerste groep is reeds vol, maar jy kan vir my 'n WhatsApp stuur en dan kan ek jou op die tweede groep add wat ook amper vol is, maar soos 'n derde een moet oopmaak, kan maak ons ook so. My selfoonnommer of my WhatsApp nommer 076-986-5919. Ek herhaal hom vir jou, 076-986-5919, en dan kan jy gerus my Facebook page gaan like, Petrus Kotse Odendaal, waar ek ook elke Sondag 'n live preek rekord vanuit my gemeente in Lighuis Familiekerk daar in Orkney. En ons sal ook dan binnekort met 'n YouTube kanaal begin, waar hierdie soort boodskappe wat ons hier op Live FM doen, ook op YouTube beskikbaar gaan wees. So hou gerus die sosiale platforms dop, en hou gerus my Facebook dan ook dop, dat ons alles daar ook kan opsit. Ons is besig om te praat oor ware autoriteit. En in die eerste segment het ons mekaar gesê, dat die autoriteit, soos wat die wêreld dit doen, eintlik maar, 'n mors van tyd is. Meer human weapons, sê die woord. En 'n geskree en 'n bekleierery en 'n gegil en 'n gevloek, of manipulasie, of trane, of hofsaake, of wat hulle ook al doen, beteken eintlik niks. Want dit wat waarlik saak maak, is dat die Here in sy woord sê, kyk, ek gee aan julle die mag, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. En in die eerste segment het ons gesels oor die verskillende maniere waarop die vyand dan kom, en waarop hy ons gedagtes probeer manipuleer met leuns, hoe hy skanse opwerp teen die kennis van God, en hoe hy ons op 'n plek bring waar ons sommer net sy leuns begin glo. En ons weet dat die Here se wil vir ons lewe is dat dit met ons goed gaan. Ons het Jeremia 29 vers 11, 12 en 13 gelees, dat hy vir ons planne van voorspoed het, dat hy vir ons 'n toekoms en 'n verwagting wil gee. Maar ons weet ook dat die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. En ek wil vinnig by daai 3 goed stil staan. En hoor mooi wat dit sê. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, die dief het net gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar, sê Jesus, ek het gekom, sodat jy lewe kan hê, en daardie lewe in oorvloed. En ons moet vir mekaar vra, wat het die dief in hierdie jaar by my kom steel? Party van ons het soveel hooi op ons vurk gehad, dat ons fisies geweldig moeg is op die oomblik. En ons weet tog dat as jy fisies moeg is, dit net nie so maklik is om staande te bly wanneer daar stresvolle tye kom, of wanneer daar een of ander uitdaging in jou familie of in jou huwelik of iets kom nie. En wanneer die dief dit kan regkry om jou program te vol te maak, kind van God, glo vir my, hy sal dit doen. En ek wil gou 'n baie interessante deel met jou deel in Exodus, waar Moses na die Farao toe gaan en vir hom sê, my volk moet trek. En hoe Moses sê,
hoe die Farao vir Moses sê, hulle gaan nie trek nie, inteendeel kom ek wys vir jou, wat gaan ek nou doen? En ek moet die Engelse woord vir jou gee, hy sê, dat die Farao het taskmasters oor die Israeliete aangestel. En hierdie taskmaster, hierdie taakmeester, as ons nou direk in Afrikaans dit kan sê, het hierdie mense al hoe harder gedryf om meer bakstene te maak. Inteendeel hulle het op 'n stadium die strooi weggevat, dat die Israeliete self die strooi moes bymekaar maak om die bakstene mee te maak. En hulle het hulle net al hoe harder en harder gedryf. En party van ons is hierdie jaar net al hoe harder en harder gedryf met al die take wat jy gehad het om te doen. En ons dink baie keer as 'n taak na iets moois lyk, soos om 'n verantwoordelikheid te neem vir jou buurt se straatligte, ek gebruik nou maar sommer net een of ander lawwe ding, of om die voorsitter te word van een of ander skoolkomitee of 'n sportkomitee. Dis 'n mooi ding, dat mens is nie besig met sonde nie, maar die vyand het dit reg gekry om ook taakmeesters in ons lewe te plaas, het hy nie. Inteendeel die woord sê in Daniel, in the last days, Satan will wear out the saints. En is jy uitgeweer? Is jy opmoeg? Dalk het die vyand dit reg gekry om hierdie jaar jou in plekke in te lok van besig wees en van met goeie goed besig wees, wat nooit die Here se wil vir jou lewe was nie. En nou kom God se woord daar in Spreuke 3, vers 5, en dit sê, ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. En ek is nie hier om jou oor die vingers te tik nie, ek is hier om saam met jou die soekelig van God se woord op ons harte te plaas, sodat dit die diepste motiewe van ons hart kan bloot lê. En ek is hier om vir jou te vra, het jy hierdie jaar toegelaat dat die vyand jou besig maak met goeders wat reg gelyk het, maar jy het nooit die Here gaan ken in die saak nie, en nou is jy opmoeg. Want as hy dit kon regkry, dan hy moes hy skans baie goed opgewerp. Wanneer die Here in sy woord sê, dat hy het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê, beteken dit dat jy genoeg lewensenergie kan hê, dat jy nog energie kan hê om te droom oor môre. So wat is die ander ding wat die vyand lief is om by ons te steel? En dit is ons lewensdrif, ons lus vir die lewe. Ek weet nie, het jy al gehoor hoe mooi kinders van die Here sê, ek is keelvol, ons het mos 'n ander Afrikaanse woord vir dit wat ek nou nie op die lig kan sê nie. Ek is keelvol en ek wens net die Here wil kom en ons almal kom haal. Dink jy nie dis 'n klap in die Here se gesig nie? Waar die Here sê dat ek het vir jou 'n wedloop gegee wat jy moet hardloop. Waar die Here in Psalm 139 sê, al jou lewensdae is in my boek opgeskrywe, dae dat alles bepaal was voordat enige een van hulle nog daar was. En dan kom jy op 'n plek en jy gaan sit iewers langs die pad en jy sê, ek is nou keelvol, ek wil nie meer nie. Terwyl ons weet dat die Here sê dat wanneer ons op hom hoop, sal ons nuwe krag kry, wanneer ons op hom wag, sal ons jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Daardie hopeloosheid waarmee soveel mense sukkel, en hopeloosheid as dit lank genoeg voor spasie gemaak word, dan veroorsaak dit moedeloosheid en dit veroorsaak depressie. Dit maak dat jou lewensvlam baie laag is, en dalk het die vyand dit reg gekry om hierdie jaar jou lewensvlam te kom laag draai. Daai lewensdrif, daai lus vir die lewe, dat jy niks meer regtig geniet nie. En daardie goed is skanse wat die vyand in jou kom opwerp het, en 'n manier waarop hy by jou kom steel het. Dalk het hy dit reg gekry om nie net te steel by jou nie, maar om te slag. Jy is dalk deur 'n seer egskeiding hierdie jaar. Jy is dalk deur 'n moeilike siekbed. Jy is dalk op 'n plek waar jy finansiëel baie verloor het, dalk het jy jou werk verloor. Ek weet nie wat het met jou gebeur nie, maar die vyand kom om te steel en te slag, en oor dan die laaste proses wat hy het is verwoes. En verwoes beteken, daar's niks meer oor nie. Verwoes beteken dat 'n lewe is stikkend gegooi teen die grond, dat daar nie meer asem oor is in daai liggaam nie, dat daar nie meer asem oor is in daai huwelik of waar ook al nie. Maar die woord maar staan daar. Jesus sê, maar ek het gekom. But God,
Ek het gekom sodat jy lewe kan hê en daardie lewe in oorvloed. En ons weet dat wanneer die vyand dan kom steel, slag en verwoes, dan is jy dalk op 'n plek vandag waar jy regtig nie meer kan sien nie. Maar ek is hier om jou weer eens te herinner daaraan dat ware autoriteit nie daai sigbare goed is nie. Dat ware autoriteit, dit is waarvoor die Here jou roep om in te staan, dat jy volgens Romeine 8, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En wat is al hierdie dinge? Hy sê, wat kan my skei van die liefde van die Here? Kan swaar kry my skei? Nee, dit kan nie. Kan siekte my skei? Kan enige iets op hierdie aarde, in hierdie wêreld, my skei van die liefde van die Here? Daar's niks wat my kan skei van sy liefde nie. En dan weet ons, omdat daar niks is wat ons kan skei van sy liefde nie, kan ons vrede hê en kan ons hoop hê. Nie net vir vandag nie, maar vir al die môres. En nou kom ons by die plek wat in Efesiërs 6 vers 10 staan. Eindelik, my broeders, nadat alles gesê is, aan die einde van hierdie hele gesprek, aan die einde van hierdie boek wat Paulus aan die Efesiërs geskryf het terwyl hy in die tronk was. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En weer eens, daardie weet dat dit nie jou eie krag is wat dinge gaan laat gebeur nie, dat dit die Here se krag is wat dinge sal laat gebeur. En ek wil dit baie graag vir jou net gou in die Amplified Classic ook voorhou en dit sê die volgende. In conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him, that strength which His boundless might provides. En kom ons praat dan met mekaar oor, hoe sal ons dan maak om hierdie strategie van die vyand, hierdie vestings, hierdie goed wat hy kom doen, hoe sal ons maak om oorwinning oor dit te kry? En hier sê dit so mooi, om alles saam te vat. Eindelik, my broeders en susters, in conclusion, wees sterk in die Here. En hoor hoe dit sê, wees sterk deur jou eenheid met hom. En nou wil ek jou vra, kind van God, wanneer laas het jy jou binnekamer se deur toegemaak? Want eenheid kan net plaasvind agter 'n toedeur. Dis goed om saam met die mense kerk te hou. Dis goed om saam met jou man of vrou te bid. Dis goed om op 'n openbare platform mense te bedien. Of op die straathoeke vir mense te bid, of pakkies uit te deel, of wat jy ook al doen. Maar wat werklik saak maak, die ware autoriteit kry jy in jou binnekamer. En ek hoop dat jy op 'n daaglikse basis jou binnekamer se deur toemaak. Jy is dalk iemand wat nie 'n prater is nie, en dalk bid jy in die nag as alles stil is, sommer op jou bed, en dis goed. Of dalk is jy 'n prater soos ek, en dan het jy nodig om die deur toe te maak, en lekker met die Here daar binne te gaan praat. Maar word kragtig deur die Here se eenheid met jou. Trek jou krag uit hom uit. Daardie krag wat sy groot mag aan jou beskikbaar stel. En ons gaan nou eers weer na 'n musiekstuk luister. Ons luister na Oase Gemeente se musiekgroep met Drome, en daarna gaan ons gesels oor hoe om dan hierdie krag van God te trek, hoe om daardie eenheid van hom te kry, hoe om te maak om daardie finale autoriteit in jou lewe te geniet. Onthou, hierdie is 100.6 FM Kosh area. Ek is pastoor Petre Kotse Oorendal op ons program Lewe in Oorvloed, en dis die Here se wil dat dit met jou goed gaan op elke plek in jou lewe. Selfs al het die vyand dit reg 3 jaar om vir jou te lieg en by jou te steel, dis nie te laat nie. So hou vas, en in die laaste segment het ons die antwoorde. U droom ook drome oor my, en dis dit nie presies waaroor autoriteit in Christus dan gaan nie. Jesus het duur betaal, sodat jy daardie lewe en daardie vol lewe wat hy vir jou beplan het, kan leef. Hy het gekom sodat jy lewe kan hê en daardie lewe in oorvloed. Ek is pastoor Petre Kotse Oorendal, en dit dan juis ons program se naam ook, sodat ons mag weet dat maak nie saak hoe die vyand kom probeer het in die verlede om te steel of te slag of te verwoes by jou, en jy het nog asem in jou longe. En as daar nog asem in daai longe is, sissie en boetie, kan ek en jy nog staan in die naam van die Here en dit claim
waarvoor Jesus vir ons aan die kruis van Golgotha gesterf het. Hierdie is 100.6 FM Kosh Area, 98.1 FM Potchefstroom en wêreldwyd op die web www.livefm.co.za. Ons is besig om te gesels oor ons autoriteit in Christus en onthou jy, ek het met die intrapslag het ek vandag vir jou gesê, om ware autoriteit te hê, beteken dat jy tyd moet spandeer in jou binnekamer by die Here. En dit is waar ons nou is, by Efesiërs 6 vers 10 wat sê, trek jou krag deur jou eenheid met die Here. Trek jou krag van hom deur daagliks een te word met hom. En ons weet een word gebeur agter 'n toedeur. Jy kan nie in die openbaar hierdie intieme aanbidding en intieme hoor by God kry wanneer jy sommer in 'n groep is of wanneer jy op 'n verhoog iewers staan of gemaklik op 'n sitkamerbank saam met ander mense kuier nie. Daardie is, en nou kom die Here en hy sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. En soos ons die tyd uitkoop, so sal die Heilige Gees ons help om te begin verstaan wat sy wil en sy plan is vir jou unieke individuele lewe. So nou is die vraag, dit sê in Efesiërs 6 vers 10, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So hoe word ek en jy kragtig in die Here? En nou het ons die wapenrusting hier en ek is seker, as jy die Here al lank dien, ken jy hierdie al sekerlik uit jou kop uit. Baie van ons trek die wapenrusting elke dag aan, wat 'n goeie ding is, en ek lees dit vinnig vir jou. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, en hier is dit weer, jou worstelstryd, daai geveg wat jy het, is nie teen vlees en bloed nie, al dink jy dis die buurman, al dink jy dis die vrou, al dink jy dis wie ook al, dis nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, en tel saam met my, teen die magte 2, teen die wêreldheersers 3, van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En ek wil hê dat jy sal verstaan, dat daar sal dae van onheil wees. Ons dink baie keer die dag as ons 'n kind van die Here word, dan moet alles nou pragtig gaan. Wanneer jy gaan kyk na die Bybel, is dit juis hulle wat die roeping van die Here op hulle lewe gehad het, wat die wind van voor gehad het. So, trek jou wapenrusting aan, man up en staan vas en aanskou wat die Here vir jou wil doen, wanneer jy bereid is om tyd saam met hom te spandeer. So ek het 5 goeie wapens, en ons weet ons het die hele wapenrusting hier, maar 5 goeie wapens vir massa verwoesting van die vyand se planne in plek gesit. So die eerste een is 'n kragtige wapen teen die vyand is God se woord. En ons weet natuurlik, dis dan ook deel van die wapenrusting, dis die swaard van die Gees. En wanneer jy kyk na hierdie swaard, is dit nie 'n lang swaard nie, dis 'n kort lem mes, wat in face-to-face combat gebruik is. En dit beteken, wanneer die vyand reg voor jou staan, en hy skree vir jou, of hy intimideer jou, of hy lieg vir jou, al daai goed het ons in die eerste segment oor gepraat het, dan vat jy hierdie swaard wat jy het, hierdie wapen, en jy steek vir hom in die maag, wil ek amper sê, met die waarheid van God se woord. Die heel kragtigste wapen is Jesus Christus, en Jesus is die woord is die swaard. En nou kom dit, en dit sê, en ek wil Psalm 119 vers 105 vir jou aanhaal, u woord is die lig vir my voet en die lamp vir my pad. As dit donker is rondom jou, in die fisiese realum, sit jy mos 'n lig aan, is dit nie? Jy sit nie in die donker en ween en knars op jou tande en huil nou omdat dit donker is, en hoekom is die lewe so onregverdig dat jy nou in die donker moet wees? Jy loop na die skakelaar toe en jy sit die lig aan. En baie van ons is, maak of ons slagoffers is, maak of die lewe sommer nou net vir ons 'n swak pak kaarte gedeel het. Dit maak nie saak in watter omstandighede jy groot geword het nie. Dit maak nie saak of jou ma jou of jou pa jou wou gehad het of nie. Dit maak nie saak of jou lewensmaat jou langs die pad geslaan en jou verneek het en of jy alles verloor het nie. Ons sit baie keer, en ek wil 'n lelike woord vandag gebruik, en teem oor dit wat alles met ons gebeur het, terwyl die Here die swaard van die Gees, sy woord tot jou beskikking stel, en jy moet opstaan en weer vorentoe gaan in die naam van die Here. Dit help nie dat ons maak of ons slagoffers is nie, want ons is nie. In al hierdie dinge is jy meer as 'n oorwinnaar deur hom wat jou lief gehad het, hoor jy wat sê die woord. En daarom kan jy vandag die swaard van die Gees vat, en jy kan verklaar, Here,
In die naam van Jesus weet ek, u woord is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit maak skeiding tussen murg en gebeente en dit lê die diepste motiewe van my hart bloot. En hierdie swaard is dit wat Jesus gebruik het toe hy versoek is in die woestyn. Hy het nie iets anders gedoen nie. En as die seun van God, God self, die woord self, dan die woord gebruik het om die vyand mee te verslaan, hoe dink jy dat jy dit op 'n ander manier gaan regkry? Daar is nie 'n ander manier nie. Dit is jou aanvalswapen. En nou kom die woord en ag, dit is my so mooi waar hy sê, my woord is soos reën, sê die Here. Soos wat reën na die aarde toe val, en dit keer nie terug daarna toe nie, maar dit maak die grond nat, en dit gee saad vir die saaier, en brood vir die eter. So is my woord. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen waarvoor ek dit gestuur het. En wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer die Here se woord sê, die vrede van jou seuns is groot en hulle word deur God geleer, dan is dit wat die waarheid is. En dit maak nie saak of daai kind op 'n dwaalspoor op die oomblik is, en of hy nie wil kerk toe gaan, en of hy verslaaf is aan 'n ding, dit maak nie saak nie. Die Here het beloof in sy woord, jou vrede, jou seun se vrede is groot, en hy sal deur God geleer word. En dan staan jy op daai woord, en jy sê, Here, ek dank U dat ek hierdie swaard elke dag mag swaai in die naam van Jesus. Wanneer jy siek is, die Bybel sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy is Jehovah Rapha, die Here wat gesond maak. Die belofte wat in Exodus is, nie een van die siektes wat op die Egiptenare was, sal ek op jou lê nie. Jy sal gesond wees jou lewe lank, want ek is die Here wat jou genees. Dan staan jy op daardie belofte. Jy sien, as die vyand dit reg kry dat jy begin jammer voel vir jouself, dan het hy klaar gewen. Dis tyd om sterk en vasberade en dapper te wees en te doen wat die Here jou roep om te doen. Goed, die tweede wapen wat ek hier het is 'n kragtige wapen teen die vyand. En dis daai laaste gedeelte in die wapenrusting wat sê, terwyl ons waak met alle gebed en smeking en danksegging. Baie mense sê ons rug is oop, jou rug is nie oop nie, man. Jou rug word toegemaak deur gebed en smeking en danksegging. Dit staan daar in Efesiërs 6, en ek gaan nou vir jou die vers gee van vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En hoe doen ons dit? Hierdie wapen is prys. En ek weet 'n mens voel nie lus om te prys as jy siek is nie, of as jy negatief is, of wanneer daar slegte nuus gekom het nie, maar probeer dit, kind van God. Volgende keer, wanneer jy sommer net afvoel, daai spirit of heaviness, daai swaarmoedigheid wat ons baie keer so voel, en hoe die vyand vir jou kom sê, ja, kyk wat het alles met jou gebeur, en niemand is nou meer lief vir jou nie, en kyk wat het jy alles verloor, en ag, is tog arme jy, hoekom is die Here so wreed met jou? Jy ken mos daai gesprek wat in jou kop gebeur, is dit nie? As daai goed gebeur, dan sit jy jou aanbiddingsmusiek op, en jy sit jou prysmusiek op, en jy begin sing tot eer van die Here, en jy hef jou hande op, en dis die manier waarop ons die vyand oorwin, dis die manier waarop Moses, toe hy daar teen die berg opgegaan het, en sy arms moeg geword het, en as sy arms begin sak het, dan het Amalek die oorlog gewen hier onder in die dal waar Joshua geveg het. Maar wanneer Moses sy arms opgetel het, het Amalek verloor. Kind van God, ek roep jou in die naam van die Here, dat jy jou arms sal begin optel, en die Here sal begin prys vir wie hy is. Dan maak jy soos Petrus, dat jy jou oë afhaal van die hoë golwe en van die wind af, en dit op die Here plaas, en dan kom ons op 'n plek, waar ons in ware autoriteit op die stormwaters loop. Daardie keuse is jou keuse alleen. Jy kan maar op mense probeer staat maak, hulle gaan jou teleurstel. Jy gaan dalk op jou finansies en jou welsprekendheid probeer staat maak, dit gaan jou vat net tot daar. Daar's net een manier om die planne van die vyand regtig te vernietig, en dit is om die Here se naam groot te maak met lofprysing en aanbidding. Ek het 'n volgende een hier, 'n baie kragtige wapen teen die vyand is gehoorsaamheid aan die Here. Wanneer ons kan leer om gehoorsaam te wees aan die Here, kan jy op 'n plek kom waar dit altyd met jou kan goed gaan, selfs al gaan dit sleg. Wanneer jy in die Here se wil is jy werklik vry. En nou kom Jesus en hy sê, as jy my liefhet, sal jy na my stem luister. Gehoorsaamheid aan die Here vrywaar jou van die vyand wat 'n welkom maatjie daar voor jou deur het, nie?
Ons kan die keuse maak om te sê, Here, ek sal na u stem alleen luister. Dan natuurlik die volgende wapen, geloof, die skild van geloof, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. En wat is geloof? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, Hebreërs 11 vers 1. 'n Bewys van die dinge wat ons nog nie gesien het nie. As die Here vir jou gesê het, iets sal gebeur, as dit in die woord staan en God het daai skrif vir jou gegee, elke belofte in die Here se woord is ja en amen. Wanneer jy kies om te glo in die Here en in sy planne vir jou lewe, dan maak dit regtig al die verskil. Ek wil my haas en ek wil die laaste een vir jou gee, 'n kragtige wapen is gebed vas. Wanneer jy van gebed 'n leefstyl maak, word gebed nie net 'n inkopieslysie of 'n spaarwiel nie. Dit word 'n hart-tot-hart gesprek met jou hemelse Vader elke dag. Hierdie Vader wat jou liefhet met 'n ewige liefde. En dan die hele wapenrusting, die swaard van die Gees, die skild van geloof, die borswapen van geregtigheid, ons lendene met die waarheid om God, helm van verlossing op ons koppe en aan ons voete, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, terwyl ons rug toemaak met gebed en smeking en danksegging. En nou staan jy weerbaar voor die Here. En volgende keer, wanneer die vyand weer kom met skanse, of met gedagtes, of met kwessies, dan weet jy ware autoriteit is om in jou binnekamer in te gaan, is om sommer, terwyl jy sê, het bestuur, te sê, Satan, in die naam van Jesus bestraf ek jou planne en jou werke, en jy kom in die naam van die Here met daardie autoriteit, kan dit met jou en jou huis goed gaan. Ag, kan ons bid voordat ons groet. Here, baie dankie dat ek vir elkeen wat onder die geklank van my stem sit, dat ons sommer nou autoriteit kan neem oor elke leuen van die vyand, dat ons nou autoriteit kan neem teen elke plan en stryk wat hy het, om hierdie feesseisoen 'n seer een te maak. Ons bind jou werke, jou Satan, in die naam van Jesus. En ons dank u, Here, dat u gekom het, sodat ons lewe kan hê, en daardie lewe in oorvloed, in Jesus se naam. Amen. Ag, het was 'n groot voorreg om saam met jou te kuier vandag. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê, en onthou ons Bible Drive hier by Life FM. As jy Bybels het wat rond lê, asseblief kom laai dit af hier by ons, in Eanstraat hier by die Shack to Sanctuary, en mag jy 'n geseënde dag beleef. Van my, Pastoor Petrikotse Orendal, tot volgende keer. Shalom.